dingetjie voel soos Hallmark video. Wat ons nou gaan kyk, dis so cinema tyd. Ons is 25 dae, 26 dae weg van Kersfees af. Kan jy dit glo? Die jaar het verby gevlieg en het ons as span dan nou goed gedink om 'n 4-5 weke reeks vandag af te skop. Wat gaan oor Kersfees? Ons gaan 'n bietjie induik oor hoekom Kersfees en waarom en wat was God se plan met dit. En ek seker van jy het al baie Kersfees reekse gehoor en ek bid net dat dit weer opnuut in jou hart sal wakker word, die liefde wat Jesus vir ons het. Terwyl ek gister so voorberei, kom nou 'n liedjie, kan ek sê nou onthou nie, maar hy sê like a rose trampled on the ground. Ja, weet, Rikus gaan nou vir my sê. Maar hy sê dit, ek en jy was in sy gedagte toe hy dit gedoen het. Hy was bereid om gekrush te word soos 'n roos en die geur van liefde vry te laat sodat ek en jy above all, as jy wil gaan kyk van Michael W. Smith of gaan luister, maar word ek so bewus van wat Jesus vir ons wou kom doen het die dag toe hy gebore is hier op aarde. En is ja, die hele tema van Kersfees, dankie Rikus, is absolute liefde van God af. So ek wil jou dan vandag op 'n journey begin vat waar ons praat oor hierdie reeks wat gaan oor Kersfees, die wonder van Kersfees. En as ek bedoel wonder, die wonderwerk van Kersfees. En vandag gaan ons praat oor die eerste tema, die wonder van die oomblik. Het jy al gewonder, Christus se geboorte, ons weet dat dit was bonatuurlik hoe God vir Josef en Maria rondgeskuif het en Herodes wat die kinders wou doodmaak en al die goed. Maar het jy gewonder hoekom Christus op daai spesifieke dag, op daai spesifieke oomblik gebore is? Hoekom is hy nie vroeër gebore nie? Hoekom is hy nie later gebore nie? Hoekom is hy nie in ons tyd gebore nie? Jy weet, en al hierdie vrae, maar God in sy almag weet presies wat hy doen in ons lewens. Nou, ek wil jy met jou Bybel vat en daar reg, ek wil sê in die middel nie, maar tussen Maleagi en die Nuwe Testament oopmaak. As jy hom het, maak hom daar oop. En dan kyk jy net gou na die laaste hoofstuk van Maleagi en dan blaai net so om tot by die boek van Matteus. In hierdie Bybel, spesifieke Bybel, is dit 4 bladsye. In my ander Bybel wat ek gewoonlik lees, is dit net 1 bladsy. Daar's Maleagi eindig hier en dan sit Matteus op die volgende bladsy. Nou, ons lees altyd die Bybel met die konteks van alles gebeur soos wat dit geskryf is, maar tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament het daar 400 jaar verbygegaan. Dis lank. Ek wil vir jou 'n konteks skep dat Jan van Riebeeck het 373 jaar gelede hierso in Suid-Afrika geland. Dink jy hoe baie het gebeur? Né? Dit verskriklik het baie het gebeur. So alles het verander. Ek is bly ons praat nie meer Hollands nie en ek is bly dat die Britte nie meer oorlog maak hier nie en al die tipe van goed. Ek is bly ons is wie ons is vandag. So 'n vinnige opsomming. Het jy al as persoon al gewonder wat het in die 400 jaar tussen die Ou Testament, boek van Maleagi en in die Nuwe Testament gebeur? Het jy al ooit daai moeite gedoen om te gaan 'n bietjie Bybelstudie doen? Wat het daar gebeur? Dit was 'n interessante en 'n rowwe tyd. So ek gaan vinnig vir jou Marius opsomming gee, so kort as moontlik en wil ek jou net waarsku, vandag gaan so 'n bietjie van 'n ander tipe boodskap wees. Alraait, julle weet ek is altyd passionate en pikketraan hier en daar, maar vandag gaan so 'n bietjie anders wees, 'n bietjie geskiedenis inklim en daai tipe van goed. So, kom ons kyk gou terug na wat het in daai 400 jaar gebeur. En dit gaan vir ons 'n goeie konteks gee oor hoekom God besluit het daardie oomblik op daardie tyd vir Jesus om gebore te word. En wat dit ook vir my en jou beteken in ons lewens. Okay, so eers daar was Judea en die Jode daar gebly en op daai stadium wat die Babiloniërs hulle weggevoer na ballingskap en hier kom Persië. Hulle sê nee, ons wil ook in op die aksie en hulle oorval die Babiloniërs en daar's die Persiese mense in bewind en hulle sê vir die Jode, hoorie, gaan terug na julle land toe. Ons is okay met ons, gaan herbou julle tempel. Maak hom mooi, bring weer offers in julle tempel, ons is okay daarmee, maar julle behoort aan ons. So dis 'n baie lekker, ongemaklik, maar gemaklike tyd vir die Jode. Hulle is tussen vis en vlees, weet nog nie wie hulle werklik waar is nie, maar hulle is besig om te herbou en hierdie toestemming vir dit. En dit gebeur vir oor 207 jaar is dit besig om te gebeur. Alexander die Grote, hy besluit die hele wêreld moet Grieks wees. Almal met dieselfde taal praat, almal met dieselfde kulturele gewoontes, sê alles moet netjies wees. En jy weet, hulle was mense wat gefilosofeer het en hulle baie innovative kan ek maar sê, het hulle het goeders opgebou en gesjoes en mooi gemaak.
En hulle is daar nie woord, maar ou Alexander die Grote was net groot vir 'n paar jaar. Hy's vroeg dood op die ouderdom van 32. En so hy het nie 'n suksessor in plek gehad nie. En hulle besluit, hulle vat sy 4 groot generaals en deel die hele koninkryk wat hy nou al verower het op in 4 afdelings. En die groep, die Ptolemeërs, hulle kry die voorreg om dan vir Egipte, Alexandria soos hy daardie bekend gestaan het, oor beheer te wees en Juda val onder hulle. Nou dit was 'n redelike vreedsame tyd gewees. Hulle sê ook, julle kan julle God aanbid, julle kan julle gewoontes doen, ons is okay daarmee. En dit hou ook vir 'n hele paar jaar aan, 123 jaar. So die Jode is okay. Hulle is nou amper 200 en iets jaar wat hulle 'n lekker tyd het. En ewe skielik, as gevolg van politieke omskommelinge daar tussen die 4 generaals se ryke, besluit hulle om dit dan vir die volgende ou te gee. Die Seleukidese ryk, en die leier wat toe aan bewind is op daai oomblik is Antiochus. En hy was 'n bietjie van 'n tiran, maar hy is toe ekstra. Hy val toe heeltemal oor na die ander kant toe en hy sê alles wat julle doen moet soos die Griekse gedoen word. Julle moet selfs dieselfde gode aanbid as wat ons aanbid. En hy gaan toe en hy sit 'n beeld van Zeus in die tempel en hy gaan toe so ver dat hy 'n vark offer in die tempel van die Jode. Nou, dit was julle die varkie gehoor? Uitgesneuwel so pas. En hier kom 'n priester met die naam van Matthias Makkabee. En hy sê dit is genoeg. Ons kan nie hierdie toelaat nie. 'n Vark kan nie in die tempel. Julle weet varke en Jode gaan nie saam nie. En hy en sy 5 seuns staan op in rebellie. Hulle vlug die berge in, kry 'n rebellie saam. Wonder, regtig, julle kan 'n bietjie gaan lees. Goeie stuk geskiedenis en hulle verower die Seleukidese ryk en het hulle so bykans 100 jaar plus minus vrede waar hulle kan doen soos wat hulle wil. Hulle gaan reinig die tempel, hulle kry alles weer onder beheer en doen hulle ding. Maar hierdie pa, hy sterf toe en is die 4 seuns wat oorbly en hulle doen toe 'n ding wat die Bybel belet. Hulle sê hulle vat toe 'n stuk regering en 'n stuk godsdiens, gooi dit saam en hulle probeer Judea so regeer en kom daar twis en dinge werk net nie lekker uitvul nie. In so 'n manier dat die Romeinse ryk uitvind van dit. Nou natuurlik, Rome het hulle gedeelte gedoen van oorlog en hulle daar ingetrek gesê, julle maak droog, ons vat oor en het hulle Judea onder hulle heerskappy ingebring. Uiteindelik 63 jaar voor Jesus Christus gebore is. Nou, dis Ou Testament. Dis daai 400 jaar vinnig opgesom. Nou as jy soos ek 'n lekker slaper is wat in die vrede van die Here is terwyl jy slaap en jy kon vir 400 jaar slaap. Jy raak aan die slaap in Maleagi se tyd en jy word wakker in Matteus en jy maak jou oë oop sodat 'n ligte bomontploffing in jou binneste. Waar is die mense? Hoekom praat ons nie meer Hebreëus nie? Grieks is die algemene taal, die Engels wat ons vandag beleef. Romeinse soldate met hulle rooi klere en borsplate, hulle patrolleer die paaie. Die tempel is enorm. Herodes het gekom en hy het hierdie tempel massief gemaak met marmerklippe mooi gemaak en het dit soos 'n aantrekkingspunt geword vir baie mense om te besoek. Daar geestelike groepe opgestaan, Fariseërs, Sadduseërs en hulle het op die hoeke van die strate openlik met mekaar verskil van wat sê die wet en wat die wet bedoel en nog klomp wette bygeskryf. En natuurlik was daar die Esseners. Nou hierdie volgende een klink baie bekend. Hulle het in die woestyn gewoon, in grotte weggekruip en gedink dis die einde van die wêreld. Hulle het gewag vir die Messias om te kom. Hulle het net weggekruip, niks gedoen nie. Dit klink nogal bekend, né? Baie van ons mense wat net sê, ag Here, kom net. En die Jode op die einde van die dag het gesit en wag en gesê, Here, wanneer kom U? Hulle het gesit met 'n halsreikende verlange hier in hulle binneste en sê, Here, wanneer kom U? Die Messias, U het geprofeteer in die boeke van die Ou Testament dat Jesus hier, U gaan kom. Waar is U? En niks gebeur in daardie tyd nie. So dit was nie net 'n 400 jaar van verandering nie, maar dit was 400 jaar van absolute stilte. As jy Maleagi die laaste 2 hoofstukke lees, hoofstuk 3 en hoofstuk 4, dan sal jy lees in hoofstuk 3 praat hy van die tweede Elia wat sal kom en dan profeteer hy van Johannes die Doper. En dan hoofstuk 4 dan praat hy vers 2 van hoofstuk 4 dan sê hy, maar die son van geregtigheid met genesing in sy vlerke sal opkom vir julle wat eerbied en respek het vir my. En ewe skielik na dit, die laaste profeet het sy sê gesê en is absoluut stil
En al wat die Here het is hierdie beloftes van 'n Messias wat sal kom en 400 jaar sal tjoep stil. Niks profeet, niks en niemand wat vir hulle kom sê nie. Daar's nie 'n Moses op die berg Sinaï nie. Daar's nie meer 'n Elia in die wildernis wat sê maak gelyk die pad vir die Here nie. Daar's nie 'n Jesaja in die koninklike howe nie. Daar's nie Jeremia wat in die strate van Jerusalem begin profeteer en leiding bring nie. Daar's niemand wat vir hulle meer lei en leer en vertroosting bring nie. Vir 400 jaar is dit absoluut doodstil. En is dit nie wat ek en jy baie keer beleef in ons lewe nie? Ek meen daar's oomblikke, ek het in die eerste diens verwys na Liesel wat daar so gesit het, sy het 'n jaar terug, het sy haar werk verloor en in daai oomblik het sy 'n duidelike stem, het God vir in duidelike woorde gesê, begin jou eie besigheid, en sy het uitgestap in geloof en vir daai seisoen het sy duidelike rigting gehoor van die Here en was dit 'n goeie seisoen vir haar en sy het goed in plek begin sit en amper 'n jaar later hierdie jaar het sy haar eerste besigheid wat uitgerol het en dit gaan goed. En is maar na daai seisoen van duidelike spraak wil ek maar sê die rigting wat die Here vir hom gegee het, weer stil geraak want hy het mos nou klaar vir haar rigting gegee en nou is ons net op die geloof journey wat ons besig om te stap en gehoorsaam te wees aan sy stem. En dis waar die Jode was. Hulle was op 'n journey van die Here het gesê en nou sit en wag ons, maar dis daai wagtyd periode wat vir my en vir jou so moeilik is baie keer, want ons wil hê die Here moet nou antwoord, ons wil hê hy moet nou die deurbraak gee, ons wil hê hy moet nou die verskil in ons lewe aanbring, en dis daai wagperiode wat vir my en vir jou so moeilik is. En daar sê die Jode, hulle sou daar in die sinagoges gaan oor die profetiese boeke en sê, Here, U moet nou kom, stuur die Messias, ons is moeg vir Herodes en die teks wat ons moet betaal, dit voel ook bekend, né? En ons is moeg vir al hierdie dinge en die swaar kry. Here, kan U net kom en vir ons kom verlig van hierdie moeilikheid waardeur ons gaan. Maar hier's wat die Here vir jou wil kom sê vandag, dat stilte beteken hy het nie onttrek uit jou lewe nie. Afwesigheid of stilte beteken nie afwesigheid nie. God is nog steeds daar in die stilte. Jy weet ek wil my kind as 'n voorbeeld gebruik. Baie keer is daar tye van teaching, tye van dis hoe jy 'n ding doen. So nou die volgende geleentheid wanneer my seun of my dogter vir my nie vir jou iets moet doen nie, maar wanneer hulle iets moet gaan doen. Kom ons vat eksamen. Dit was nou 'n goeie voorbeeld. My vrou het die afgelope paar jaar vir Lienke gehelp sodat sy self kan regkom met studie. En hierdie jaar met eindeksamen en die vorige eksamen het sy so te sê alleen gestudeer. Daar was oomblikke van impartation, van sê hoe, en toe is daar 'n seisoen wat aangebreek het van nou moet ek self en vertrou op dit wat die Here of my ma dan nou vir my gesê het. En is dit hierdie oomblik van stilte. Met ander woorde, beteken die Krishna is nie meer deel van my kind se lewe nie. Sy's nog steeds daar, sy help haar nog steeds. Maar daar's 'n oomblik waar Lienke toe moes uitstap en sê, ek vertrou op dit wat my ma my geleer het en dit gaan my help in hierdie oomblik. Dis 'n stuk van vertroue. Dit beteken nie God is dan nou afwesig nie. Stilte is nie gelyk aan afwesig nie. God is nog steeds deel van my en jou lewe. Nou vir 400 jaar sit hierdie Jode met hierdie profetiese boek en sê, Here, maar U het gesê, en hulle sit daar in die sinagoges, lees hierdie profetiese boeke en sê, Here, U het gesê, wanneer gaan dit nou gebeur? En is asof hulle vir 'n oomblik moedeloos wou raak en sê, Here, bestaan U ooit nog? Is U nog daar? Hoor U ons nog? Maar in daai tyd was God nie afwesig nie. Hy was besig om stukkie vir stukkie die geografie in plek te sit en geestelike goed in plek te sit en mense op te rig op die regte plek, op die regte oomblik, sodat wanneer hy gebore word, sodat wanneer hy eendag aan die kruis hang en sê dit is volbring, dat mense, manne en vroue kan opstaan na die uitstorting van die Heilige Gees en die woord van God kan resoneer met die mense wat om hulle is. Op die perfekte oomblik, op die regte tyd, is Jesus Christus gebore. Nie 'n oomblik later, nie 'n oomblik vroeër nie, maar was God besig om goed in plek te sit. Galasiërs 4, vers 4 tot 5 sê vir ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun gestuur. Dis vir ons moeilik daai konsep, die volheid van die tyd. Mamma, wanneer is die kos reg, né? Dit moet nou gebeur. Ons is ons moeilik om te sit en wag. Maar die skrywer van Galasiërs sê vir ons, maar toe die volheid van die tyd gekom het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou,
gebore onder die wet, sodat hy die kon loskoop wat onder die wet was, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Hierdie seisoen, hierdie Kersfees, hierdie volgende maand wat vir jou voorlê, wil ek hê hierdie woorde moet kom echo binne in jou hart, dat God werk steeds in die stilte. Wanneer ons sit en wag vir die antwoord, wanneer ons sit en wag vir Here, iemand nou optree, iemand nou deurbraak bring vir my, dan moet jy weet, God is besig om goed vir jou in plek te sit. Het sy, of jy God vertrou vir finansies, of 'n ander huis, of 'n kar, of 'n lewensmaat, en of dit net 'n geestelike skuif is wat moet plaasvind, maar moet ek en jy getrou wees in die oomblik om te sê, Here, ek vertrou U, dat U tydsberekening volmaak sal wees. Net soos sy tydsberekening volmaak was met Jesus Christus, vir wanneer hy gebore was. So ek wil 3 goed onder jou aandag bring vanoggend en sê, wanneer jy ongeduldig raak, dink aan hierdie 3 goeters. Roep dit in herinnering en sê, okay, as God dan dit so gedoen het, dan kan dit so uitwerk ook in my en in jou lewe. En die eerste ding is, God werk steeds in die stilte. Dit beteken nie hy is afwesig nie. God het sekere goed in plek gesit en baie keer het mense goed gedoen soos wat hulle wil en het God daai goed gebruik om tot voordeel van die evangelie te wees. En een van die goeters is, en ek dink dit sal vir ons moeilik wees, sê nou maar ons is nog daar in die 1800s, 1700s en die Britte het besluit, goed, almal moet nou Engels praat. Dit was moeilik en swaar, né? Sou 'n bitterpil gewees het om te sluk. Ek weet my ouma was nog baie kwaad vir die Britte. Maar hier kom Alexander die Groot en hy sê almal moet Grieks praat. Griekse skole, Griekse wat ook al, alles is Grieks. Nie meer Hebreëus nie. Uit die hele Judea het hy geheleniseer met die Griekse kultuur. En baie mense was kwaad en opstandig geweest, maar God het in daai oomblik besluit, dit sal die taal wees dan wat die mense in bereik sal word. En dis my tweede punt, die Septuagint. Die Septuagint is die Griekse Ou Testament. Dis 'n Griekse Ou Testament. Dis die Ou Testament wat in Hebreëus was, wat hulle vertaal het, net nadat die Israeliete teruggekeer het na Judea toe. In daai tyd toe Alexander die Grote oorgevat het hulle die Ou Testament gevat en Grieks gemaak. Nou daai mense, dis 250 jaar voor Christus het hulle dit gedoen. Nou kyk net die wonder. Die oomblik toe hulle dit in plek gesit het, toe sit 'n stuk gereedskap vir Paulus en al die apostels om na sinagoges te gaan en te sê, julle ken hierdie profesies, né? Profeseë. Julle ken hierdie profeseë. En dit het net plaasgevind. Christus het gekom en hulle kon met daai Septuagint kon hulle preek in die sinagoges en sê Jesus Christus het gekom. God het dit 250 jaar reeds voor Christus in plek gesit as 'n stuk gereedskap vir die goeie nuus van Jesus Christus om versprei te word. Rome se paaie, die Pax Romana, hulle het gevoel dat al die paaie moet geconnected wees. Ons wil maklik ons goed kan rondvervoer. En was dit 'n stuk gereedskap vir die destydse apostels, na Jesus Christus gesterf het en opgestaan het, was die paaie vrylik oop en beskikbaar. En die goeie ding was, dit was redelik veilig, want die Romeinse soldate het dit gepatrolleer en seker gemaak, daar's nie moeilikheid nie. En het God hierdie stuk geografie wat in plek gesit was, het God gebruik tot die voordeel van die evangelie, en kon die evangelie by baie mense uitkom. Vierde ding is 'n sterk Messias verwagting. Na jare en jare van verdrukking van Persië en die Grieke en die Romeine, het die Jode gesit in die sinagoges, soos ek gesê het, en hulle profeseë gelees, en was hulle honger vir die Messias om te kom. So vir die eerste keer was hulle reg in hulle harte, en wil ek vir jou sê, dis die mense wat regtig verlang in hulle hart gehad het, wat reg was vir die openbaring van die Messias. Was hulle reg om Christus te ontvang, reg vir die oomblik wanneer God sou ingryp. Dan die ander gedeelte is die diaspore. Die diaspore is die Jode wat reg oor daai Egipte en Sirië en al daai plekke versprei was as gevolg van die ballingskap. Baie van hulle het besluit om nie terug te kom Judea toe nie, maar dit was alles in God se plan geweest dat hulle daar sou bly, 'n stuk waarheid sou sit van dat 'n Messias sou kom. En waar hulle was, het hulle sinagoges gebou. En hierso is die mooi gedeelte van hierdie storie. Julle weet, in Handelinge 2, Heilige Gees, die dag van Pinkster, is die Heilige Gees uitgestort. En daai ouens het teruggekom vir daai Pinksterfees. Het hulle kom kuier daar in Judea, in Jerusalem. En wat het gebeur? Heilige Gees is uitgestort, en hierdie ouens van Mesopotamië, van Egipte,
van Libië, van Rome, van Kreta en die Arabiere het hulle daar kom sit en die oomblik toe die Heilige Gees uitgestort is, het hulle die goeie nuus in hulle taal gehoor dat Jesus Christus het opgestaan uit die dode en hy sit in die regterhand van die Vader en die boodskap van verlossing tref hulle eerste. Nou dit was nie ouens wat oningelig is nie, want hulle het die profeseë in Grieks gehad, hulle het verstaan en besef hulle in hulle oomblik, maar die Messias het gekom. Die goeie nuus het gekom en gaan hulle terug na hulle plekke toe, terug na Egipte toe, terug na die Arabiere toe en terug na Libië toe met die goeie nuus van Jesus Christus. Klaar in 'n gemeente, die sinagoges was gebou en sê, kyk hierdie profeseë, Jesus Christus is gebore, dit het tot vervulling gekom en het ons Messias gekom en het hy ons kom bevry. En binne 30 jaar versprei die evangelie vanuit Jerusalem tot in Spanje met die spoed van wit lig. Alles was in plek gesit deur die werking van God en het hy goed in plek gesit sodat die evangelie baie vinnig kan versprei. Is dit nie goeie nuus nie? Is dit nie goeie nuus nie? Die Here doen amazing goed, kom sit goed in plek en vandag wil ek vir jou sê, en dis die tweede punt, God se beloftes kom tot vervulling op God se tyd, nie op ons tyd nie. Nie altyd op ons horlosie en sê, okay, Here, wanneer gebeur die goed nie, maar bring hy goed in vervulling op sy tyd. En die Here ons kom vra in hierdie oomblik om net getrou te wees. Julle weet dat die Bybel is daar meer as 2500 profeseë en ons kan bewys dat meer as 2000 van hulle tot vandag toe in vervulling getree het. Nou as God so getrou is om sy profeseë tot in vervulling te bring, hoeveel te meer vir jou en vir my wat kinders van God is, wat God kan vertrou en sê, Here, dankie dat ons kan weet, U is besig om in die agtergrond goed vir my en vir jou in plek te sit. En dis die derde ding, bly getrou in die stilte, bly getrou terwyl God besig is om goed vir jou en vir my in plek te sit. Malagi 4 vers 2 en vers 4 sê, maar die son van geregtigheid met genesing in sy vlerke, dis Jesus Christus, sal opkom vir julle wat eerbied en respek het vir my. Dan kom hy in vers 4. So hy profeteer eers, hy gee vir hulle die belofte en dan sê hy in vers 4, moenie vergeet om die voorskrifte van die diensknegt Moses gehoorsaam te wees nie. Met ander woorde, hy kom sê, kom bly jy getrou. Vat die woord wat God vir jou gegee het en bly jy getrou en hou aan glo dat God vir jou sal deurkom op die regte oomblik en op die regte tyd. Dis vir ons maklik om gehoorsaam te wees terwyl ons God se stem duidelik kan hoor, maar ons geloof word getoets wanneer daar stilte is, wanneer ons nie meer sy stem so hard en duidelik kan hoor, en ek praat nou in terme van duidelike rigting nie, dan moet ons net glo en vertrou op die belofte wat hy vir ons gegee het. Ons moet reageer op die belofte wat hy vir ons gegee het. Ek wil jou uitnooi om 'n wonderlike storie saam met my te kyk. Sy naam is Ferdinand en sy vrou is Alida. En ek het hulle ontmoet daar toe ek in AGS Brakpan Wes gewerk het. En het hy 'n wonderlike getuienis van hoe die Here oor 'n tydperk van 10, 12 jaar kom karakter in sy lewe kom inbou het tot op die regte oomblik, tot op die regte tyd waar hy en sy vrou in voltydse bediening kon instap. Hy het nog altyd hierdie droom gehad, hierdie begeerte om in 'n voltydse bediening te staan en hoe hy die deure net elke keer vir hom toegegaan en op die regte oomblik, regte tyd het God dit laat gebeur. So ek nooi jou uit, kyk sommer met my na hierdie getuienis en laat toe dat Heilige Gees in jou hart kom aanwakker dit wat hy oor jou lewe droom. Dankie, kyk sommer met my. Goeiemôre. Ek deel graag met u so kort getuienis my eie lewe, my eie journey met God en dit wat hy in die agtergrond gedoen het om my te bring op die plek waar ek in sy teenwoordigheid wandel. So as jong seun het ek al uitgevind ek is geroep vir die bediening en toe ek so 19, 20 jaar oud was, het ek met 'n leraar gesels en gevra hoe hy help my om te begin studeer. Ek het so van 2002 af het ek begin studeer. In 2001 het ek my vrou ontmoet, pragtigste mens wat ek in my lewe gesien het. En ons is in 2006 getroud. In 2006 het ek ook my diploma ontvang en is ek goedgekeur vir ordening. Maar ek moes eers my praktiese jaar doen. Uit die aard van die saak, ek het wat dwarsstadium in
konstruksiemaatskappy gewerk en ek was deel van die korporatief gewees. Met gevolg is ek kon nie my werk los en voltyds fokus op die bediening nie. So ek het maar gewag vir die geleentheid om my prakties te kan doen. Nou, soos ek sê, ons is in 2006 is ek en Alida getroud, fast forward, so 10 jaar in 2016, toe ek in Brakpan gemeente, daar waar die AGS Brakpan Wes betrokke is, het ek met die pastoor gesels en hy het vir my gehelp dat ek my praktiese jaar kon begin. Ons praat van Ministry Integrated Learning, op 'n deeltydse basis terwyl ek nog besig is met my voltydse werk. In 2016 vind ons toe ook uit dat Alida is swanger. Dit is die eerste keer in ons huwelik. Ons is daar staan al 10 jaar getroud en hier vind ons uit dat sy swanger is en die beloftes wat sy ontvang het van die Here as verouerskap en word 'n werklikheid in daardie tyd. Ongelukkig vind ons toe ook uit dat die swangerskap 'n bietjie van 'n uitdaging van sy eie het. Ons vind uit dat ons seentjie wat sy op daar stadium verwag, ernstige komplikasies beleef. En toe hy gebore is in 2017, het ons hierdie verskriklike uitdaging, gesondheidsuitdagings en is in die hospitaal en uit die hospitaal. En ongelukkig in Oktober 2017, 5 maande, is hierdie jong seentjie van ons oorlede. In dieselfde tyd in 2017 is ek besig met my mil en ek is besig om hard te werk om myself te kry of dat ek kan georden word as voltydse leraar. En my droom van voltydse bediening word waar in 2018 toe ek beroep word na die gemeente waar ons tans bevind. Ook in 2018 toe ons voltyds in die bediening is en ons trek na Johannesburg toe vind ons uit dat Alida weer swanger is en ons tweede seun word gebore, wat natuurlik op hierdie stadium nou die oudste in die huis is. Die mense hierso weet nie, hulle weet van ons hartseer, maar hulle ken eintlik net vir Ruben. So, in hierdie hele storie kan ons sien dat waar ek as jong seun al geroep is vir die bediening en ek reeds in 2002 en 2006 my studies afgehandel het daar 'n tydperk verbygegaan voordat ek geroep is, fisies geroep is om voltyds te kom staan en dien waar ek tans is. God werk op wonderbaarlike wyse. In die tydperk wat ek in die wêreld beweeg het, in die korporatief beweeg het, het God my dinge geleer, vaardighede geleer wat ek vandag kan toepas in die bediening. En ek kan mense wat in die korporatief is beter verstaan en ek kan met hulle deel. En ook in ons hartseer en in ons pyn wat ons deurgegaan het, kan ons ook ander mense se hartseer en pyn verstaan en kan ons met hulle deel hoe God ons deurgedra het. En het hy vir ons vaardighede gegee om ook ander mense te ondersteun en hulle by te staan in hulle moeilike situasie. Ek bid dat hierdie boodskap ook vir u in hierdie tyd wat u beweeg sal ondersteun en sal bemoedig. Ek wil u aanmoedig om nie moedeloos te raak nie, om nie op te gee nie. Hou vas aan die droom wat God vir u gegee het. Hou vas aan die boodskap van liefde en bystand. Die Here is by jou. Hy sal jou deurdra. Hy sal dit wat hy vir jou beplan het, sal hy tot uitvoer bring. Mag jy die seën van die Here geniet, waarvoor jy beweeg in Jesus naam.